opstaan. vergelijk met die liefde zo vir my. Kom maar sit baie, dankie. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Here, ons sê vir baie dankie dat ons met mekaar kan wees. Dankie dat U hier teenwoordig is. Dankie dat ons kan bewus word van die teenwoordigheid. Here, en U ken almal van ons baie goed.
U weet waar ons vandaan kom, U weet sommer net alles van ons. En ons wil met alles van ons na U toe kom. Ons wil mens wees voor U nou, wanneer ons aanbid, die mense langs ons, voor ons, agter ons. Ons is saam om U te aanbid. En ons wil dit doen, Here, in U naam, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Met dit kom ons sê almal saam hardop die beginwoorde van elke saamkom. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons loof die Here verder. Ja, die kinders kan vorentoe kom, hulle kan hier lekker hier voorkom sit. Almal van julle hier op die oop spasie hier voor. Gou by julle hoor, wie van julle was by die Tour de Fame gister gewees? Wie van julle deelgeneem daarso, wat julle fiets gery? Gehardloop, die 22, nee, ok. Vir almal van julle wat daar was, dit was baie lekker, ek was ook daar gewees, en die groot mense wat daar was, dit was baie, baie lekker gewees. Nou ek wil by julle hoor, kan julle onthou, so 'n paar weke terug, ek het julle 'n speletjie gespeel wat sê, Simon sê, nou julle vir Simon sê, weet julle nog hoe om te speel, kom ons oefen het gou weer. Ok, Simon sê, vat aan jou ore. Right. Ekskuus, ek moet nou net my mikrofoon afhou. Simon sê, lig op jou hand. Ok, dit sak jou hand. Ok, Simon sê, nee, die weet hulle hande laat sak. Oeps. Nee, Simon moes gesê het, ok, Simon sê, laat sak jou hande. Alright, Simon sê, vryf jou neus. Simon sê, lig jou voet. Simon sê, staan regop. Ok, julle is baie goed. Simon sê, gaan sit weer. Simon sê, vir die groot mense, staan regop. Ok, gaan sit weer. Alright, julle sê, ok, julle kan maar almal, Simon sê, gaan sit. Ok, weet julle wat gebeur soms? Soms gebeur dit dat daar goed is in die lewe, en ek dink die duiwel gebruik baie keer goed in die lewe om ons te triek. Nou, ek het julle nou probeer triek in 'n ding, maar hier's 'n paar van julle wat skerp genoeg is daarvoor.
En daar in Matteus, en ons is nou besig met Matteus, is die derde siklus, is ons besig met Matteus, en op 'n stadium is Jesus in die woestyn en toe die duiwel hom probeer triek. Nou ek gaan dit vir julle min of meer vertel wat gebeur het. Jesus het 40 dae en 40 nagte sonder kos gewees, uitgevas in daai tyd. So as jy so lank nie kos het nie, dan is jy byna dood van die hongerte en van die dors ook seker. Toe kom die duiwel na hom toe en sê vir hom, maar hierdie klippe, jy is mos die seun van God, maak die klip ook brood. Toe sê Jesus vir hom, wat, weet julle wat sê hy vir hom? Kan julle glo? Hy sê nee, mens leef nie net van brood alleen nie. Hy sê, want die duiwel probeer hom triek met 'n ding wat hy vir Jesus wil kry om na hom te luister. Maar Jesus luister nie na hom nie. En hy het nog 2 keer die duiwel hom probeer triek. Vir hom 1 keer gesê, maar hy moet van die tempel se dak afspring en die engele sal hom beskerm, hy sal nie sy toon stamp nie. 'n Ander keer het hy vir hom gesê, maar as jy voor my buig, hy wys toe van al die berge en al die lande, en hy sê, maar as jy voor my kniel, dan gee ek alles vir jou. En toe is dit amper asof Jesus hom vererg, dink ek, en sê, maar jy kan nie vir God versoek nie. En die duiwel het nie reg gekry om vir Jesus te triek nie. Hoekom? Want Jesus het geweet wat die regte ding is. En hoe weet julle wat is die regte ding in die lewe, om die regte ding te doen? Wie kan vir my sê? Waar leer ons om die regte ding te doen? By jou ma, of jou pa, of jou boetie. Dis fantastiese nuus. Nee? Ek dink, ja, waar leer ons? By die skool. Watter skool is jy? In Blanco. Blanco lyk na 'n goeie skool, want hulle leer alles wat reg en verkeerd is daarso. Weet julle wat, waar gaan leer 'n mens eintlik hoe om te lewe, en te weet om reg te kies, en nie getriek te word nie? By Jesus, en waar leer ons van Jesus? In die Bybel, ja, okay, nou, kom ons sê gou so, ek gaan, as ek 'n sinnetjie sê, dan met julle uitskree, ons luister na die Bybel. Kan julle dit skree? Okay, 1, 2, 3. Ons luister na die Bybel. Sy skree die mooiste, en die hardste. Okay, 1, 2, 3. Ons Luister na die Bybel, okay. Nou sê nou maar, jy kom van die duiwel probeer julle ook triek, en vir die groot mense ook triek. Sê nou maar, iemand stamp jou uit die ry uit. Wat doen jy dan? Jy gaan sê vir jou juffrou, okay, dis 'n goeie oplossing. Jy wat? Gaan jy klim uit die ry dan, of val uit die ry, dan klim jy agter in die ry. Stamp hom terug, daar kom dit nou, right, okay. Alright, maar wat sal Jesus vir ons leer, of wat sal die Bybel vir ons leer? So jy kan vir die duiwel dan sê, nee, ek gaan hom nie terugstamp nie, want is verkeerd. Nee, want ons luister na die Bybel. Nee, ek kan nou met julle skree. Ek gaan hom nie stamp nie, want Ons luister vir die Bybel. man, jy maak my dag vandag, nee. Okay, nou my gebed vir julle almal is, dat julle elke dag eerder sal wil luister na die Bybel. As julle nie weet wat in die Bybel staan nie, vra vir jou boetie, vra vir jou pa of jou ma, of wie ook al, om vir julle uit die Bybel te lees. Dan kan julle ook leer wat sê die Bybel vir ons, nee? Okay, kom ons maak ons oë toe, en bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg om u kinders te mag wees. Dankie dat u vir ons baie lief is. En dankie dat u vir ons uit die woord leer, dat die wêreld en die duiwel ons nie kan triek om verkeerde goed te doen nie. Here, ons wil u aanbid en ons wil u eer. Dankie dat u vir ons lief is, en as ons elke dag kan onthou dat u vir ons lief is, Here, dan borrel dit sommer lekker in ons. En daarom wil ons dit ook sing. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons staan almal en dan sing ons die volgende lied lekker saam. Dit borrel in my want
Baie dankie. Groot mense, julle kan gaan sit. Die kinders, julle gaan na die saal toe saam met Ferdi. Ek hoop julle het 'n baie lekker tyd daarso. Dankie dat julle saam met ons was vir 'n oomblik en ons wil terwyl die kids uitgaan, ook vir die Here dankie sê met ons offergawes. Daar sal 'n paar mense wees wat kom offergawes opneem. En dan herinner ons julle net eintlik om ook saam met ons te bid, maar ook as jy weet van iemand wat so belangstel in die musiekkoördineerspos, om die persone aan te moedig om aansoek te doen. Die sluitingsdatum het na die 5de Mei toe geskuif. Ons het al 'n paar onderhoude gehad en daar het nog aansoek ingekom. Ons glo die Here sal vir ons die regte persoon aanwys, of die regte keuse maak. So, maar ons bid regtig dat julle saam met ons sal bid vir daai proses ook. En dan julle wil ons baie dankie sê vir almal wat die Tour de Fam moontlik gemaak het, die Tour de Fam span. Nico, jy en jou span, dit julle goed gedoen. Ek moet nou seker nie dit sien, ek is deel van die span, maar dankie. Aan al die marshals, al die sweepers, al die leads, al die ouens wat goed verkoop het, Johan, julle, by die Four Brothers, baie dankie. Ons weet nie hoe vir julle dankie te sê nie, maar ons sê dankie. Ons waardeer dit ontsettend baie. En Corneille Botha, wat die event manager was, hy is nou nie hierso nie, maar ons sê vir hulle ook baie dankie. En ek dink dis 'n goeie connect geleentheid met mense in die gemeenskap. En die wat daar was, weet daar was 'n ongelooflike lekker vibe gewees, en die mense het baie lekker saam gekuier. So nogmaals baie dankie en ons gee ook al die eer aan die Here. Ons nooi julle so lank uit, of julle koppe so lank begin oopmaak vir Pinkster. Dis hierdie jaar die 3de jaar wat ons dit Pinkster uitgangspunt wat ons het met Pinkster is 'n Pinkster vir die gemeente deur die gemeente. Ons het ook vir Chris Malan gaan ook die devotion deel vir ons kom lei, 'n bietjie uit die woord te praat ook. Hy gaan aansluit by Matteus. Maar Pinkster bied 'n geleentheid omdat die benadering wat ons het is om te sê dat dit is Pinkster vir die gemeente deur die gemeente en daarom wil ons spanne bou wat kan help met verskillende fasette van Pinkster self ook. Nou die eerste manier hoe jy kan deel wees van dit is om net hier te wees. Elke Pinkster, ons begin Sondag die 12de, die oggend, dan Sondag aand, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag aand. Wees hierso. Bring iemand saam om saam Pinkster te kom beleef. En as jy kiddies het, laerskoolkids het, daar's 'n kids Pinkster wat in die saal gaan wees terselfdertyd. En die laaste manier hoe jy kan deel word van Pinkster is word deel van 'n span wat help om alles te organiseer. Nou as jy uitgaan net nou, wil ons hê om nou die Engelse woord te gebruik sign up, maar ek dink julle ken dit almal baie goed, gaan daar geleentheid wees om by 4 spanne aan te sluit. Die eerste span is die lofspan, wat bietjie uitbreiding is op hierdie span wat reeds hierso is. Daar gaan besluit jy as jy deel van Pinkster wees net vir hierdie Pinkster tydperk, is dit ook goed so. En dis eintlik wat elkeen van die spanne behels. Die bidspan is ook iets anders as die gebedsatlete. Dis om in hierdie tyd die gemeente tydens ons bymekaar kom te begelei in gebed om saam te dink oor hoe kan ons kreatief ook saam bid, en die span gaan dit fasiliteer. En die getuigspan is ook mense wat saam dink oor die getuienisse, die stories van God wat leef in ons gemeenskap, in ons omgewing, om daai stories te gaan haal en mense te vra om daai stories te kom vertel. En obviously die laaste deel van ons van ons Pinksteraande is ook die kuiertyd na die tyd. En ons het 'n kuierspan wat deur die loop van die jaar die goed reël, maar hierdie is net vir Pinkster, as jy deel wil wees daarvan. Nou in die portaal as jy uitstap is daar 4 van die span, is daar vorms wat jy kan jou naam besonderhede insit, en in die kuierarea ook, as jy nou gaan koffie drink, en jy kom nie daar by die portaal uit nie. Volgende Sondag, net na die diens, gaan ons by mekaar kom in die spanne. So as jy jou naam opgegee het, as jy verlede jaar, die jaar voor 'n deel van die spanne was, wees asseblief hier, maar ons wil baie graag volgende week by mekaar kom en dan die planne in werking begin kry. Ons het dan so 'n week om 'n paar planne reg te maak. Right julle, ek is nou half uit asem van al die leefgeleenthede aan te kondig. Deur die loop van die jaar het ons nou en dan elke Sondag iets gesê oor die fokusareas. Net 'n kort aanbieding gedoen dat julle ietsie van die hart van die visie van die gemeente kan hoor en kan verstaan, en dalk is dit 'n plek waar die Here vir jou ook roep om betrokke te wees by. En vandag is dit die aanbiddingsfokusarea.
gaan Christo Foster vir ons net so 1 of 2 goed deel oor die aanbiddingsfokusarea. Goeiemôre gemeente, is vir my 'n voorreg om hier voor te staan, maar ek gaan nou nie vanoggend met Simon 6 begin nie. Ek gaan sommer vinnig, want Cornie het vir my gesê sy preek is redelik lank, so ek moet vinnig wees. So ek gaan gou-gou vir julle 'n paar goedjies wys. Eerstens, daar's al ons fokusareas in die gemeente. Ek gaan nie daaroor praat nie, ek gaan met u praat oor aanbidding vanoggend. En wat is die doel van aanbidding? Ons kom elke maandag, of nie elke maandag nie, soveel maandag as moontlik by mekaar, en ons praat oor die week se voorbereiding vir die diens, wat jy elke Sondag hier ervaar. Nou ek is nou 3 jaar, ek en Karen is nou 3 jaar in die gemeente, en elke oggend as ek hier kom sit, dan voel ek die liefde en die omgee vir mekaar aan. En dit is so belangrik. Vanoggend, dit wat hier weer gebeur het met die kinderkerk, is baie spesiaal. En so kan jy maar terugdink in elkeen van ons afgelope dienste wat ons die afgelope jaar gehad het, hoe spesiaal was die kinderkerk vir die kinders en vir ons natuurlik. Daar sê ek vir jy die erediensbeplanning, dan die prediking, dan ook die sang en die musiek, dis deel van ons ons gebedsatlete, dan die gemeente se gebedslewe, dis alles deel van aanbidding. Ek wil vir u vra, as u regtig, u sal nou sien, ek wil teruggaan, ekskuus, ek nou daar te vinnig gaan. As u sal sien, ons het ook daar, deel van ons aanbiddingsspan, is ook om soms bietjie toneelstukke hier op te voer, en dit is dink ek een ding wat ons bietjie kan aan werk. Ek dink is genoeg mense in die gemeente, wat regtig dit kan ook vir ons, laat ons 'n ander belewenis ook in die kerk het. Dan, die belangrikste deel van aanbidding vir my is dat ons oë op Jesus sal rig. En dit is ook deel van ons lese by die gemeente. Daarom vra ek vir u, as jy in die week die stilte tyd hou, bid vir dit wat ons Sondag hier gaan aanbied. Dit wat die 3 predikante vir ons aanbied, dit wat ons hier ook met die voorsang geniet. Bid daarvoor dat ons ook as gemeente dit aan die Here opdra. En dan weet jy, ons het, dis ons lede van die aanbiddingsspan, en dan weet jy, soos Cornie net ook gesê het, ons is op soek na 'n musiekkoördineerder, wat regtig ook deel van ons aanbiddingsspan moet wees, en uiteindelik ook dit op 'n nuwe vlak sal bring. Daar is ons lofprysingsspan vra hier agter vir die volgende mense wat ons nodig het. So as jy daardie vaardighede of talente ontvang het, daardie gawes ontvang het, word deel van ons span, sodat ons ook dit vir u lekker kan maak en ook tot eer van die Here kan doen. Ek wil afsluit met aanbidding deur die volgende te lees, en ek dink dit sluit so mooi uit ons met ons lese van ons kerk aan. Efesiërs 4 vers 24 sê: lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dink niet en leef en laat die beeld van God duideliker in jou lewe sigbaar word. En ek dink dit is vir my die belangrikste deel, hoekom ek en die meeste van ons elke Sondag kerk toe kom. Baie dankie. Kom ons, voordat ons die lied sing, miskien net, ek is regtig dankbaar dat julle almal hier so is. Dit maak toch, ek weet nie wat die rede is hoekom jy hier is nie. Wat het julle laat besluit om vanoggend hier te wees? Miskien net so vra. Voedsel vir jou siel te kry? Okay. Okay, geloof. As die kinders hier was, sou hulle gesê het, my maat gesê ek moet kom. Of as jy 'n man sal dalk sit, my vrou het gesê ek moet kom.
daar's hierdie ou gewees, dis nou 'n ou simpel dingetjie, grappietjie ding wat julle waarskynlik al baie gehoor het en Frans verkeer my as ek hom al vertel het, nee, maar dis die ou wat 'n enkel lopende ou wat hy hy's baie lonely en op 'n stadium gaan hy na die troeteldierwinkel toe en hy besluit hy wil 'n eksotiese troeteldier koop. En ek het ook nog nie vertel hierso nie. Okay. Maar anyway, so die ou hy sê toe vir die winkeleienaar die storie en die winkelaar sê vir my ek het die regte ding vir jou en hy vat hom en hy gee hom so 'n boksie. In die boksie is daar toe 'n 100 poot. Né, is 'n 100 poot en hy vat hom huis toe en hy gesels met hom en so gaan die week verby en toe dit Sondag is, toe vra hy vir hom Sondagoggend maar hy loer so in die boksie en hy tik so hy sê 100 poot jy wil nie saam met my kerk toe kom nie. Daar jy gaan baie mense kan ontmoet daar, maar daar gebeur niks, geen geluid kom uit nie. En hy sal 'n bietjie kans gee. Kan die storie nou uittrek, maar hy gaan maak toe nou 'n koffie vir hom en hy kom weer en hy tik so en hy sê vir die 100 poot, man regtig wil nie saam my kerk toe kom nie. Dit is regtig lekker, daar's oulike mense, oulike kinders, kindermomente in die diens ook en weet maar jy gaan baie leer. Daar gebeur niks. En hy stap, hy gaan eet sy ontbyt, hy trek hom aan en hy gaan net 'n laaste poging aanwend en tik weer so en hy sê 100% regtig waar, jy gaan blessing ontvang as jy nou na die erediens toe kom. En daar kom so 'n fyn stemmetjie. Hy sê die fyn stemmetjie sê van man, ek het al die eerste keer gehoor, ek is net besig om my skoenveters vas te maak. So wat jou rede ook al is, ek wil hê jy moet daai goed nou neersit. As jy nog besig in jou kop is om goed vas te knoop, jou gedagtes vas te knoop of om iets vas te maak, sit dit een kant toe. En hier's 'n ou lied, die van ons wat nou bietjie ouer is, sal die lied nou baie goed ken. Dis 'n ou lied wat sê Jesus groot bo almal. Dis 'n lied wat mense eintlik help met 'n fokus op 'n baie eenvoudige manier en eenvoudige melodie. So kom, ons maak ons oë vir 'n oomblik toe en dan as die musiek begin, dan bid ons saam. Jesus, groot bo almal. Sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here. Here, ons wil, as ons die woord oopmaak, dan bid ons dat U ons harte, ons gedagtes, ons liggame gereed sal maak om te ontvang wat U gee. En ja, daarom, Here, wil U elke woord seën, al vat dit lang draaie partykeer, maar wil U dit seën. Mag U woord ons weer lewend aktief maak om vir U te lewe. Amen. Net vir die wat nie so lekker, wat nou miskien kuier hier so rond. Ons is besig met ons derde siklus. Ons het 7 siklusse in 'n jaar wat uit 7 weke bestaan. Die 7de week noem ons 'n Sabbatsweek. En ons tel die jaar af met die kers wat ons elke week aansteek. En hierdie is die derde siklus en hierdie siklus hanteer ons die boek Matteus. So vandag is 'n redelike intro van Matteus. En dit lyk min of meer so, as ek nou vinnig vir julle kan wys, as julle julle Bybels oopgemaak het, sal julle ook sien baie van die indelings word voorheen in die boeke gedoen. Maar Matteus 1 tot Matteus 4 vers 16 min of meer gaan oor die bekendstelling van Jesus. Ek gaan nou net daai drade optel, maar dan word Jesus bekend gestel. In hoofstuk
4 vers 17 tot 16 vers 20. En ek gee net vir julle 'n breë prentjie gou-gou. Begin Jesus met sy bediening aan Israel en dan in daai, soos wat hy besig is met die stories wat hy vertel, die lewe saam met mense, die wonders wat hy doen, gebeur daar goed. Hy kom in konflik met Israel en hy word deur Israel verwerp ook. En dan is die laaste deel van die evangelie, hoofstuk 16 vers 21 tot 28 vers 20, is Jesus op pad Jerusalem toe. Hy maak op 'n stadium 'n draaipunt in sy bediening. Dan is hy op pad Jerusalem toe en alles op pad Jerusalem toe word vertel. Ons sien die lydingspad, sy dood, sy opstanding en die hemelvaart aan die einde. So dit gee vir ons min of meer net 'n raamwerk wat binne ons al die storie wat Matteus oor Jesus of sy weergawe van Jesus vir ons vertel. Nou as ek in een sin kan opsom wat Matteus min of meer dalk sou kon vir ons wil sê, is ons nou ongeveer 2000 jaar later na Matteus kyk, wat is dit wat hy sou sê vir ons? En dit is dat hy vir ons die koning van God se koninkryk wil bekendstel. Daar's baie maniere hoe mense dit sou kon sê, maar hier is eintlik 'n bekendstelling van hier's die koning van God se koninkryk. Jesus sê self die koninkryk word aangekondig of het begin. Nou as julle dit oopmaak by Matteus, julle kan Matteus 3 se kant toe oopmaak, maar voor ons by dit kom, want ek nou die goed lees en waarskynlik julle het nou al hoeveel keer die Matteus gelees. Julle het hoeveel keer al die goed gelees en die bergpredikasie en al die genesings en al die goetertjies en dan vra ek vir myself, maar hoe moet ek 'n grip kry op hierdie ding? En ek leef op 'n manier ook in 'n wêreld saam met julle waar 'n klomp uitdagings vir ons is en waar daar vrae gevra word oor die kerk waarvan ons deel is en vrae gevra word oor die God wat ons aanbid. En op die einde word daai vrae moet ons ernstig wees oor daai vrae. En uit hierdie mengelmoes van goed uit is die vraag wat as ek na Matteus toe kom, vir myself afvra. Nou wie is hierdie Jesus van God se koninkryk? En ek wil hê jy met daai vraag nou gou geantwoord. Dis onregverdig dat ek julle hier staan en geselsies maak en julle sit net daar en doen niks. Of julle luister ten minste daaraan. So by jou is 'n papiertjie met 'n potlood iewers armlengte van jou af. En ek wil regtig hê dat jy gou daai vraag in een sin vir jouself moet antwoord. Onthou, jy ken die antwoord, moenie nou die kerkorde opsoek nie of die in die Bybel. Jy skryf net wat op jou hart is of jy in jou gedagte kan formuleer wie is Jesus? Wie is hy vir jou? Wie is hierdie? Ons gaan na Matteus gaan vir ons 'n weergawe gee. Dis oké, maar in jou hart waar jy nou is in jou lewe, wie is Jesus? En die doel daarvan is in die volgende 6 weke wil ek hê met julle daai ding aanvul, verander, oorskryf, wat ook al, met jy omvat en saam met daai papiertjie vat jy saam met jou. En jy gaan in hierdie volgende 6 weke journey daarmee. Wie is hierdie Jesus van God se koninkryk wat bekend gemaak is toe Matteus van sy kant af, van sy hoek af dit vir ons verkondig het? Okay, as jy nog nie klaar geskryf het, weet nie, as jy 'n pen soek, stamp maar so aan jou buurman of buurvrou se kant voor of agter jou en kry 'n pen en jy kan in die loop van die boodskap, as dit baie boring raak, kan jy verder skryf daaraan. Maar ek wil gou spring na 'n paar teksgedeeltes in Matteus 3 of 'n paar verse in Matteus 3 en dis min of meer waar ons gaan hoofsaaklik stil staan. Ons het al by 'n geleentheid Matteus 1 en 2 so 'n bietjie hanteer. Waar Matteus 3 praat kom die storie van Johannes die Doper word dan gedeel met ons. En ek gaan so 1 of 2 goed net uithaal uit dit. In daardie tyd het Johannes die Doper in openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een, Johannes nou, van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. En dan sê Johannes bietjie verder, sê hy dan oor Jesus, hy haal bietjie die volk uit en oor hulle skynheiligheid en so, en dan sê hy op 'n stadium die volgende: my verstaan van Matteus wil vir ons iets bied van wie Jesus is. Hy wil sy verhaal so goed as moontlik vertel met al die bronne en inligting wat hy bymekaar gemaak het.
En dan sê hy, ek doop julle wel, hy wat Johannes is, met water, met die oog op bekering. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek. En ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy hooifvurk is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. En dan is die volgende vers wat interessant is. Jesus het toe uit Galilea van Jordaan af aangekom, toe hy hoor, of hy het na Johannes gegaan, vers 13, om deur hom gedoop te word. En toe ek die eerste keer weer na 'n lang tyd hierdie teks lees, het dit weer by my daai ongemak veroorsaak, want Jesus gaan na Johannes toe om gedoop te word. En mense kan nou in 'n redelike slaggat of in 'n doolhof van goed beland as jy nou hierdie verder lees en uit net uit een perspektief verstaan. Maar Johannes het vir hom probeer teëgaan met die woorde: ek behoort deur u gedoop te word en u kom na my. Jesus het hom geantwoord: laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier aan alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nou die verduideliking vir alle geregtigheid beteken dat Jesus eintlik vir Johannes opkommandeer en sê, maar ek en jy is opgeroep om mense in die regte verhouding met God te bring. Dis hoe ek daai gesien wat mense nou sê die direkte vertaling daarvan sou kon wees ook. Nadat Jesus gedoop is en luister na die volgende, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom opgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê: dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Nou, daar's 'n bekende, of in die Weskaap gedeelte is daar 'n bekende teoloog, dosent, wat 'n boek geskryf het op 'n stadium, sal die regte Jesus asseblief opstaan, en hy in 'n deel van die boek, of in die begin van die boek, skryf hy oor die volgende, want hy vra ook in die boek, worstel hy met dieselfde vraag, maar wie is hierdie Jesus dan? En dan vertel hy die volgende verhaal. Hy sê, blykbaar 'n klompie jare gelede was daar 'n skilder gewees wat probeer het om 'n skildery van Jesus se gesig te maak. Nou, ek weet nie of julle van die Turynse kleed gehoor het nie. Was mos 'n doek wat hulle beweer Jesus se liggaam mee toegedraai was of iets, en uit dit het hulle afdrukke gekry en daar's 'n foto negatiewe gemaak en daar's een of ander prentjie en dis min of meer iets van daai aard. En hy het hierdie goed gevat en met nog rekenaar, hipermoderne rekenaar, sagte ware en goed, het hy half 'n ding begin bou, en hy het met allerlei goed wat hy gelees het oor Jesus, het hy 'n prentjie probeer vorm en uiteindelik hierdie skildery begin maak. Die vertelling lui so dat hy toe op 'n stadium, toe hy met Jesus se oë besig was en hy Jesus se oë begin skilder, het hy sy weergawe is dat Jesus, dit het vir hom gevloei op daai stadium, hy kyk reguit in die oë van Jesus. Hy sê hy het koue rillings gekry, glo vir weerdags daaraan tref. Of hy kyk reguit in die oë van Jesus. Wanneer 'n mens met Jesus besig raak, met hom 'n pad begin stap en hom amper in die oë kyk, kan ek en elkeen van ons een of ander weergawe gee van wie Jesus is. En die vraag is of dit dan 'n betroubare weergawe is, want dis wat die skrywer ook vra, maar kan ons regtig hierdie ou se woord vat? Maar ons het 'n klomp inligting oor Jesus, ons het baie Bybelse en buite Bybelse bronne oor Jesus. Maar kan ons regtig sê, dit wat ek en julle daarvan Jesus maak, hoe ons Jesus uitleef in ons verhouding met hom, en ons verhouding met mense, dat dit regtig waar 'n betroubare prentjie gaan wees. Want die ding is dit, elkeen van ons maak 'n interpretasie van Jesus, volgens wat ons in die Bybel lees. Party ons kan sê, ons het 'n sekere skrifbeskouing oor Jesus, maar jy het sekere filters waarmee jy na die Bybel toe gaan. Die eerste is jou belange, wat jy het, dit wat vir jou belangrik is, saam daarmee jou kulturele konteks waarvan jy deel is. Baie van ons het met sekere trauma wat ons beleef. En dit vorm 'n sekere filter waarmee ons nou na Jesus kyk. As jy 'n diepe trauma beleef het, is dit die prentjie of die filter wat jy na Jesus kyk, of pyn wat jy beleef. En dis hoe jy dan Jesus en dit wat die Bybel vir ons bied, en selfs Matteus vir ons bied, op 'n manier interpreteer. Dan is ook ons kerklike kodes. Ons is deel van 'n kerklike tradisie. En hierdie
bou alles aan ons, van kleins af, van kleintyd af, deur ons wat ons ma sien, ons pa sien, my boetie sê, bou dit 'n prentjie wat ek en julle vorm van wie Jesus is. So hier sit ons, en jy het iets neergeskryf van wie Jesus vir jou is. En ek wil regtig vra dat julle sal oop wees, dat die Here deur sy Gees met julle sal werk, om nie noodwendig wat ek sê nie, want ek gaan net so bolangs verf oor 'n paar goed, dat julle regtig sal ontdek, 'n nuwe ontdekking sal maak van wie Jesus is. So die vraag is, hoe moet ons oor Jesus dink, en wie is hy vir ons? En dis wat Matteus vir ons kom doen. Matteus kom help, gee vir ons 'n weergawe van Jesus. Nou, as mens nou eintlik daai vraag so van 'n eintlik vreemde kant af vra, dan is dit amper asof 'n mens sien die Nuwe Testament is amper 'n poging, as ek dit nou so met respek kan sê, om iets van Jesus te sê, wie hierdie Jesus is, om ons in die regte verhouding met God te bring. Daar's 4 evangelies, 4 weergawes wat 'n prentjie probeer maak van wie Jesus is en hoe hy was en wat hy gedoen het om God se koninkryk te kom vestig volgens Matteus. Daar's Paulus wat 'n klomp goed skryf en vir elke gemeente waarvan hy deel is 'n klomp goed interpreteer van wie Jesus is en wat verlossing beteken. Petrus, so kan 'n mens aangaan, Hebreërs, Jakobus, almal van hulle gee vir ons op een of ander manier verstaan van hoe dit lyk om oor Jesus te dink en in verhouding met hom te wees. Nou as ons Matteus se weergawe verder vat, dink ek ons moet ook wakker genoeg wees in die lees van Matteus dat ons daai sal verstaan wie Jesus is en hoe hy was en hy is en hoe God ook vir ons bedoel het om te leef nou in die wêreld van ons leef. Want dis die ding, ek en julle leef soort van op 2 voete. Die een kant leef ons in ons eie wêreld, in die wêreld van jou werk, in die wêreld van jou gesin, jou familie, jou boetie, jou sussie, jou neef en niggie, in die wêreld van jou kuier, in die wêreld van jou ontspan en jou sport. Aan die ander kant leef ons dan nou as God se volgelinge in die wêreld van God. En iewers met ons in ons eie wêreld moet ons God se woord soos Matteus gebruik om daai wêreld te navigeer, dat ek en julle verstaan, maar wie is hierdie Jesus? Nou, die prentjies wat ons opbou, my vraag is, en as ek nou met realisme kyk na die kerk en na ons as Christene, nou hoe ons met mekaar besig is, wonder ek of ons eintlik 'n goeie prentjie opbou. Want as dit nou 'n boring vraag is, julle, hoekom is ons nie 'n perfekte kerk nie? Of perfekte mense nie? Hoekom doen ons nie alles presies reg op die regte manier nie? Want ek dink ons verstaan dalk die ding nie so lekker mooi nie. Mense sou kon sê dat in Matteus konfronteer as mens wie was Jesus in Matteus, is daar 'n paar goed wat gebeur. Die eerste is hy konfronteer die bose in die lewe. Toe Jesus en ek gaan dit net vinnig verwys na, net na hy gedoop is, begin die vertelling van Matteus met die episode met die duiwel, met die bose in die woestyn. Onmiddellik vroeg in Matteus konfronteer Jesus klaar die bose en gee daarmee 'n aanduiding van wat besig is om te gebeur. Ons gaan in Matteus sien dat hy is besig om God se heerskappy en sy regering te herstel. Hy is besig om 'n nuwe familie saam te voeg, bymekaar te bring, familie van sy volgelinge wat sy manier van dink en doen in die wêreld moet leef. En hy tree op as iemand wat onderrig gee, as 'n teacher, maar ook as 'n geneeser. En dis die Jesus, deur hierdie tipe van filters gaan ons ook vir Jesus leer ontdek. Nou die hoogtepunt gebeur in hoofstuk 3. Wanneer Jesus na Johannes toe gaan, en eintlik 'n vreemde ding wat daar gebeur, is dat hy dan die klimaks eintlik van die hele eerste bekendstelling van Jesus, is dat Jesus gaan na Johannes toe om gedoop te word. Nou, wat hier gebeur, verwoord op 'n ongelooflike manier iets van Jesus se identiteit, wat vir ons belangrik is wanneer ons Matteus lees, en wanneer ons in verhouding met hom staan, en in verhouding met die wêreld staan. Maar ek gaan gou net daai gedagte eers parkeer. Net vinnig oor Johannes die Doper. Johannes die Doper was mos nou die voorloper, ons het al so ruk terug 'n paar goed gesê oor Johannes die Doper self, was 'n voorloper van Jesus gewees, en daar's een ou wat nogal baie uitmaak daarvan om te sê, maar
As voorloper beteken dit dat hy baie ooreenstemming met Jesus gehad het. Beide Johannes die Doper en Jesus was deur God gestuur, was agente van God gewees. Beide van hulle het 'n boodskap vir Israel gehad. Beide van hulle het in konflik met Israel gekom en uiteindelik ook in konflik met die vyand van daai tyd, die regering van daai tyd gekom. Beide van hulle het is gevange geneem deur daai vyand en beide van hulle het op 'n gewelddadige en vernederende manier gesterf. So dis nog as 'n baie soort van belangrike episode wat afspeel hier, want daar's 'n sterk koneksie. Want Johannes kom wys eintlik, berei die tafel voor, die pad voor vir wat Jesus kom doen en wat in die lewe van Jesus gebeur. En dan doop hy vir Jesus. En baie van ons wat mense ken, wat ons kerk het 'n sekere manier van dink en doop, oor die doop, weet ook van mense wat hierdie teks gebruik om te sê, maar dis hoe ons doop, omdat ons volg Jesus deur die water, dis in gehoorsaamheid daaraan. En dit kan baie keer verwarrend wees. Maar ek wil nie noodwendig daarby stil staan, want die teksgedeelte dink ek sê nie noodwendig iets van 'n dooppraktyk nie. Daar word nie veel gesê daarvan, van hoe gedoop moet word, hoe moet die ritueel lyk, niks daarvan nie. Want uiteindelik dit was die leer van die doop nie, maar hierdie gedeelte oor Jesus se doop van ons leer van Jesus self. Want aan die een kant sê Johannes iets van wie Jesus is. En aan die ander kant sê God self wie Jesus is, wanneer die doop gebeur. Wanneer Johannes praat oor Jesus, dan sê hy, ek hoop ek het my wiskundige teken reg. Groter as is daai, is reg, hy is reg, dankie, Rikus. Johannes sê eenvoudig dit, dat Jesus is groter as ek. Hy weet, ontdek wie Jesus is, en hom sien, en het gehoor van hom, hy het hom dalk leer ken op 'n manier wat ons hom nie leer ken het nie, en hy weet dat hy is nie eers die moeite werd om sy skoene vir hom aan te dra, wat nog al sê van veters vasmaak nie. Johannes, wat 'n belangrike celebrity van die tyd was, as hy praat met die mense van sy tyd so, te sê, hierdie ou is groter as ek. Hoekom is dit vir ons belangrik? Want ek dink met ons raamwerkies en ons interpretasietjies en ons kerklike kodes is die gevaar daar dat ons vir Jesus baie klein maak. En dat ons Jesus inperk op 'n sekere manier. Met op 'n lockdown sit in ons kop oor wat hy kan en wat hy nie kan nie. As Jesus oor homself 'n paar woorde sê, dan klink dit so, en ek gaan dit verduidelik. Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul, in Johannes het toe ingestem. Die ouens wat skryf daaroor sê, wat ons hier van Jesus moet verstaan, dat hy homself openbaar, wys as die een wat gehoorsaam is aan God, wat luister na wat God sê, wat doen wat God sê. Van die versoeking episode af, sien ons dit ook. Hy luister na wat God sê, hy luister fyn na wat God sê, na die opdrag wat die Here gee. En dan wanneer God self oor hom praat, gee hy hierdie ongelooflike woorde. Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. En ek gaan nou nie, daar's eintlik 'n lang reeks wat 'n mens apart kan maak daaroor. Maar een van die ouens wat mooi skryf oor die gedeelte ook sê, wanneer die woorde gebruik word, daar's 'n klomp beskrywings reeds van Jesus gemaak. Die sterrekykers het oor Jesus iets gesê, die mense het 'n prentjie van wie hy is, maar alles wat van Jesus gesê word, Immanuel, gesalfde, al daai goed, is hierdie woorde van wat God sê, wat God self sê, is eintlik oordek dit wat van Jesus klaar gesê is. Want hiermee sê God self wie Jesus is. Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Wat dit betekenis daarvan is, dink ek gaan in die res van Matteus op 'n manier bietjie vir bietjie vir ons oopgemaak word. En dis waartoe ons julle uitnooi om te kom. Vir interessantheid, wanneer die sterrekykers sê, oor hom praat, oor Jesus praat, sien hulle hom van ver af as die koning van die Jode, as die gesalfde. Dis hoe hulle hom gaan soek op die einde van die dag. So Matteus gee vir ons en gaan vir ons, as ons nou die pad verder stap, en ek miskien daarby eintlik stop, gee vir ons 'n weergawe, en gaan vir ons 'n weergawe gee van wie Jesus is.
Maar die vraag wat ek nou miskien wil vra is, wat is jou weergawe van Jesus? En ek wil vinnig 'n paar goed sê wat die Johannes ou sê, wat vir my nogal laat dink het, oor my prentjie van Jesus. Hy sê die eerste opsie wat ons het, as ons oor Jesus dink, is dat ons kan dink, hy is 'n leenaar, dat hy 'n klomp goed opgedis het, om mense te kry om hom te volg, tipies soos mense wat goeie leenaars is, en dat hy 'n klomp opgedis het, om net agter hom aan te kom. Maar dan skryf hy, sê, dit sou 'n groter wonderwerk gewees het, om 'n lewe soos die van Jesus in te versin, as om dit self te leef. Wat ons in Jesus sien, en hoe Matteus oor hom praat, oor die ander evangelies en die Nuwe Testament oor hom gepraat word, kan vir geen oomblik 'n leuen wees nie. Maar party mense glo, dis 'n leuen. Ander ouens sou sê, of 'n ander opsie sou kon wees, dat ons dink, Jesus is 'n lunatic, hy is waansinnig. Dat hy mense se swakhede gebruik, hulle weerloosheid gebruik, hulle vulnerability gebruik, en daarop speel hom, daarop hamer om te kry, dat hulle in 'n nuwe familie nou quasi mekaar versorg, en agter hom kan aangaan. Dis net 'n waansinnige wat dit sou kon doen. Maar dan skryf hy, sê, maar Jesus, as 'n mens mooi gaan kyk in die evangelies, is die verpersoonliking van 'n gesonde en gebalanseerde mens. Hy is die ware mens. En dis wat ons hopelik gaan ontdek in Matteus. Dit sou kon wees dat ons 'n opsie kies, dat Jesus doodgewoon, soos wat ons baie mense sien, dat Jesus net 'n baie nice figuur, historiese figuur in die Bybel is. Wat baie nice geleef het, baie mooi goed gedoen het, en mense gehelp het om bietjie sin en betekenis in die lewe te vind. Baie mense sou so kon dink, jy sal soos die Mohammedane kon dink, hy was wel 'n groot profeet, en wonderlike goed gesê, en ons moet luister wat hy sê. 'n vierde opsie sou wees, dat ons hom doodgewoon ignoreer. En dis die opsie van miljoene mense. Maar as jy in Matteus inklim, in die evangelie inklim, dan kan jy nie anders as om hom nie te ignoreer nie. Want dan is dit asof jy amper in Jesus se oë begin kyk, en iets raak sien wat jy soek. Die 5de opsie is dat jy glo. Dat jy sê, ek kies om hierdie Jesus, wat ek dalk nie alles van weet nie, waarvan ek nog vele fasette moet ontdek, ek kies om hom te glo. Al is my definisie van wie Jesus is nie 'n goeie een nie. Al is hy 'n emosionele een, al is dit 'n dogmatiese een, al is dit whatever, maar ek kies om hom te glo en die pad saam met hom te stap. Mag julle prentjie van Jesus ontwikkel in een waar Jesus altyd groter bly as wat jy ooit gedink het. En dat die Bybel sê vir ons genoeg om te weet en te verstaan. Maar ek dink, ek wil amper waag om te sê, dat selfs woorde in 'n boek soos hierdie kan nie presies vasvat wie God is nie. Daar's nie genoeg ink wat ons kan gebruik, daar's nie genoeg verfkwaste en genoeg verf om 'n prentjie van Jesus te maak nie. Stap saam met ons hierdie volgende 6 weke om te ontdek wie die koning van God se koninkryk is. Kom ons bid saam. Terwyl julle met julle oë toe sit, dink sommer aan 'n paar goed van die afgelope week, die week wat nou pas verby is, van vanoggend af, van nou af terug tot maandag toe. En enigiets wat jy vir die Here wil dankie sê. Iets waarvan jy bewus geraak het, wat jy net weer besef het, ongelooflik is. Sê vir die Here dankie. Terwyl jy met 'n dankbare hart sit,
kyk bietjie verder as dit wat jy dalk self beleef in jou eie prentjie en boksie gesin is. En bid vir mense buite jou kring, bid vir die regering, bid vir die verkiesing wat voorlê, bid vir mense in jou buurt, in jou straat wat sukkel. Bid vir die persoon waarvan jy die minste hou. En terwyl jy oor al hierdie dinge dink en bid, kyk 'n bietjie binnekant toe na jou eie hart, jou eie gedagtes. En dan bely jy die kere wat jy nie lief gehad het nie. Of nie lief genoeg gehad het nie. Nie mense welkom genoeg laat voel het nie. Kan jy jou oë oopmaak en ons kan dit sommer so, wat noem hulle dit, sonder instrumente sing, of jy kan dit speel as jy wil vir ons, dan gebruik ons weer die woorde, om te fokus op Jesus en daarmee te sê, ons gee onsself vir die een wat groter is as ons, en ons prentjies. Ek dink dit is 'n goeie tyd om ook te sê ons glo. Ons glo in die een wat Vader, Seun, Heilige Gees is. Kom ons staan, ons gebruik die bekende woorde en ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te deel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Van die
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen. Soek allereerst die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee in sy oorvloed. Halleluja. Gaan uit met die laaste woorde hardop saam. Ek leef meer en meer soos Jesus, waar ek is, wanneer ek daar is. Baie dankie.